Hallo, dis Maurits en Marinda van Heerden van Open Woord Bediening. Ons gaan vandag aanvang neem daarmee om die boek Openbaring te probeer saam met u lees en om dit dan te verstaan en te begryp wat die Here vir ons probeer sê. Vir ieder en elke voorlesing gebruik ons verkieslik die 1933, 1953 Afrikaanse vertaling, as ook die King James vertaling met die Strong's verwysingsnommers. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ons stop in die skrifondersoeke verkies en verklaar sover moontlik. Ons het dus nodig om ons harte, ons verstand en ore tot beskikking van die Heilige Gees te stel, sodat die openbarings geskryf kan word op ons harte. Ek persoonlik is totaal oortuig daarvan dat die hele Bybel deur God gegee is om ons ingelig te hou. Alvorens ons begin, vra ons dan dat die Here met ons wil spreek deur sy Heilige Gees, en ons vra dat ons harte op u gerig sal bly, Vader. Help ons om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil oordra. Oor die algemeen vind vele mense dit nie so maklik om die boek Openbaring te lees en verstaan nie. Dit spruit baie keer voort uit beelde wat nie vir die mens bekend is nie, of onmoontlik lyk. 'n Versluiering van wat die woorde wat in die boek opgeteken is moet oordra, en 'n skynbaar vergesogte gebeurtenisse wat nie in ons alledaagse lewe sigbaar is nie, en wat tot gevolg het dat ons die omskrywings verwerp of betwyfel en dit as illusies voorhou. Nou, een sleutel is duidelik dat mens die boek nie moet probeer assimileer in 'n enkele eenheid nie, maar eerder het elke afsonderlike beeld op die regte plek in die ram plaas en dit dan so verstaan. Meestal is insig die gevolg van begrip van wat die strekking van die geskrewe woord is, en dit sal dan ons fokus wees. So Openbaring hoofstuk 2, ons kyk na vers 1 tot 7. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Nou, verstaan dat hier 2 dinge is waarop ons moet let, of 3 dinge. Die eerste is dat daar 'n engel is. Met ander woorde, daar's iemand op geestelike vlak wat die gemeente versorg. Die tweede is dat daar 'n gemeente is. Met ander woorde, 'n samekoms van lede van die liggaam van Christus. Die derde ding is om vas te stel of te kry in ons harte dat dit in Efese is. Efese is een van die landsdele wat daar was, waar Paulus ook gaan evangelisering doen het, toe hy op sy reise gegaan het. Maar daar staan in Openbaring 2:1, dit sê hy, met 'n hoofletter Jesus Christus, met ander woorde, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, en wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het, en dat jy verdraai het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei het, en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan, waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen jou eerste werke. Anders kom ek gou na jou, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Hoofstuk 2 vanaf vers 8 tot 11, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke,
en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Dis 'n paar dingetjies waarop ons kan aandag gee hierso. As jy kyk deur hierdie hele hoofstuk 2 en 3 van Openbaring, is daar telkens 'n verwysing aan die engel in die gemeente, aan die ander woorde die pastoor in ons moderne terme of begrip. Dan is daar tweedens, soos in vers 8 staan daar, dit is die eerste en die laaste. Dis 'n omskrywing van Jesus Christus, dis 'n omskrywing van die een wat staan met hierdie 7 engele en die 7 kandelare in sy hand, wat dood was en lewend geword het. Dit omskryf Jesus Christus en Jesus Christus se karaktertrekke. En dan die volgende ding waarop ons kan let en moet let is, dat Jesus ken die gemeente en die gemeentelike uitwerking. En hy sê in die geval van Smyrna, sê hy, ek ken jou werke. Ek meen, wie van ons ken nie die werke van die kerk nie? Ons ken die verdrukking, ons ken armoede, maar dan sê Jesus, jy is eintlik, sonder dat jy weet, is jy ryk. En die lastering van die ouens wat sê hulle is Jode, het julle gesien, maar hulle nie so ontvang nie, want hulle kon sien in eien dat dit die sinagoge van Satan is. Nou, 'n mens kan 'n lysie maak van en 'n vergelyking van elke een van die 7 gemeentes, en dan skryf jy hierdie goeters op. Jesus se omskrywing in die eerste lyn. Dan, wat ken Jesus van die gemeente, of wat is die kenmerke van die gemeente? Die tweede ding, die weerlegging, of nie amper, dis nie in elk geval so nie, maar Jesus sê, dis wat jy sien, met ander woorde, maar hier is meer wat ek sien. En ek sien nie noodwendig wat jy verstaan nie, soos verdrukking en armoede, ek sê jy is ryk. Ekskuus tog. Dit sê telkens, sê dit, vrees nie wat jy sal ly nie. Met ander woorde, Smyrna, weet julle gaan ly. Weet dat die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Weet dat dit julle op die proef sal stel. Weet dat julle verdrukking gaan hê. Dan wees getrou tot die dood toe. Dit is die bemoediging, die bekragtiging, sê Jesus Christus, van hierdie kerk se bestaan. Getrou tot die dood, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. En dan hierdie baie belangrike dinge. Wie 'n oor het, met ander woorde, as jy nie net kan hoor nie, maar as jy kan hoor en verstaan wat aan jou gesê word, wat uit die skrif uitkom, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Moenie hoor wat sê die ander ouens en die mense wat afbreek en afkraak en verniel en vernietig met hulle tonge en monde nie. Maar Jesus sê, hoor, maak jou ore oop, met ander woorde. Vra die Heilige Gees om jou gees te ontsluit, sodat jy kan hoor wat die Heilige Gees aan die gemeentes probeer oordra. Kyk, in vers 11, dit sê, die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade nie. Met ander woorde, hierso is 'n belofte van Jesus Christus vir die langer termyn van wat gaan gebeur en wat is die belofte daarvan om te oorwin. Ons gaan voort, Openbaring 2 vers 12 tot 17. Hierso is die skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dan kom daar weer hierdie omskrywingkie, dit is hy, Jesus, wat die skerp tweesnydende swaard het. En dan, ek ken jou werke, ek ken die plek waar jy woon, ek weet dat waar jy woon, die troon van die Satan is. En jy hou vas in my naam, en het geloof in my nie verloon nie.
selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het, ten spyte van dit, het ek enkele dinge teen jou. Dat daar mense, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou en sal teen hulle oorlog voer met die swart van my mond. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom 'n wit keursteen gee, en op die steen 'n nuwe naam skryf, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Ons kan weer eens die duidelike onderskeid maak, die beskrywing van Jesus in vers 12, dan die gemeentelike omgewing en amper die gees wat heers in hierdie Pergamus kerk. Ekskuus tog. Dan wys Jesus uit op die dinge waarin hulle sterk is, hy wys uit die dinge wat hulle nie so sterk is nie. En elke slag as hy sê, julle is nie so sterk, hy sê, doen dit, soos hy dat hier gesê het. Bekeer jou. Hou op om te maak soos wat jy verkeerdelik aangeleer het. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe, en dan kom hy weer met die belofte. Of hy sê weer eens, luister baie mooi, dis ek, Jesus, wat hierdie storie oorvertel, maar luister dat die Gees, die Heilige Gees, probeer ook aan die gemeentes iets sê. Onder andere, dat aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom 'n wit keursteen gee, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, dat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Openbaring 2, vers 18 tot 29, en ek skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die Seun van God, weer eens, hy het oë soos 'n vuurvlam en sy voete is blink soos koper. Ek ken jou werke, ek ken jou liefde, ek ken jou diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke. 2 keer werke. En dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou. Dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van 'n hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf, in 'n groot verdrukking as hulle nie van hul werke bekeer nie. Ek sal haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. En al die gemeentes sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie herken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou net vas wat julle het totdat ek kom. En aan hom wat ek oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf. Soos erdegoed word hulle verbrysel. Net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Hier sulke enorme, ek gaan nie heeltyd stil staan by dit nie, maar hier is verskriklike groot beloftes en waarnemings, en ons het nodig om onsself te toets, in terme van hierdie lering, wat Jesus Christus, deur middel van hierdie briewe aan die gemeente skryf, daar's eienskappe en dinge wat daar opgeteken is, as goede wat God raak sien, wat die Here van bewus is, en waarmee hy nie 'n probleem het nie, maar ons het ook nodig om op te tel, dat daar enkele dinge is, wat die Here nie tevrede is mee nie. Nou, hier is in
beginsel wat ek in my eie geloofslewe probeer toepas. As ek agterkom, daar's iets wat ek doen wat nie in lyn is met dit wat die Heilige Gees van die Here wil hê nie, of wat Jesus wil hê ek moet nie. Weet ek, van nature weet ek, daar's net een manier om dit te hanteer. Ek moenie harder werk nie. Ek moenie meer probeer nie. Jy sien hierdie vers 19 sê, ek ken jou werke en liefde en dienste geloof en jou lydsaamheid en jou werke. So jy werk hard en dan werk jy harder en jy werk, die laaste keer van jou werke is meer as die eerste. Maar ten spyte van dit ruim dit nie hierdie beletsels of hierdie dinge wat in die pad is, ruim dit nie uit die weg uit nie. So die beginsel verseker is dan om hierdie goeders waar jy agterkom, nie harder te probeer nie, nie harder te werk nie, nie meer te probeer doen nie, maar om dit na die Here toe te vat, stil te raak voor sy aangesig, dit voor sy voete te lê en te vra dat die Heilige Gees hierdie dinge uit jou lewe uitwerk. Nie jy nie, hy, want hy ken jou, hy weet presies wat dit is, wat die beeld is wat in jou tot stand moet kom. So, daar's dit.